Ons lees die oordenking vir 23 Januarie uit die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif is dansend voor die ark. Die teksvers kom uit 2 Samuel 6 vers 14 en 15. Met volle oorgawe het Dawid voor die Here gedans met net 'n linne skouerkleed aan. Hy en die hele Israel het die ark van die Here met gejuig en onder die geklank van die ramshoring ingebring. Dawid se vreugde ken geen perke nie. Die ark kom huis toe, na Jerusalem, die Dawidstad toe. Hy het reeds 'n tent vir die ark opgeslaan waarin dit kon staan totdat 'n permanente tempel gebou word. Dawid dans voor die ark uit, geklee in 'n linne skouerkleed, soos wat die Here aan Aaron voorgeskryf het as deel van sy heilige priestergewaad. In 1 Kronieke 15 vers 27 staan, Dawid het 'n mantel van fyn linne aangetree, so ook al die leviete wat die ark gedra het. Dawid het ook nog 'n linne skouerkleed gedra. Die Bybel meld dat Dawid met 'n linne skouerkleed omgord was. Hy was dus ten volle geklee en nie half naak soos dikwels aangeneem word nie. Dawid tree hier as koning en priester op, al dansend en singend voor die heilige verbondsark. Wat 'n groot gebeurtenis moes dit nie vir hom gewees het nie. Uiteindelik kon die ark as teken van die Here se verbond met Israel en as simbool van God se teenwoordigheid in hulle midde na baie jare tuiskom. As priesterkoning word Dawid, net soos Melchisedek in Genesis 14 vers 18, 'n voorafskaduwing van Christus. Die aankoms van die ark in Jerusalem word, onwetend vir hom, 'n jubelende, heilige, geskiedkundige oomblik. Here, dankie dat ons by Dawid kan leer hoe om kinderlik opreg voor U aangesig te kan lofsing en dans. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat hier beskikbaar is.